Heer, lank voordat ek op aarde was, is U vir my gebore. Voor ek van U 'n woord kon hoor, was ek reeds uitverkore. U het die hemelryk verlaat, U maak my na U wyse raad, sy kind, nie meer verlore. In diepe donkerheid en nag raak ek die pad soms byster. Stuur, Heer, U Gees, skenk, Heer, U krag en lei my deur die duister. U son wat deur die wolke breek en in my hart U lig ontsteek, verlig my met U luister. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, Immanuel, God met ons, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Goeiemôre en welkom by ons erediens op die 3de dag van Kersfees se 12 dae. Ons wil vanmôre vir u sê dat ons vereers nie in persoon dienste gaan hou nie. Daarom is hierdie aanlyn diens ons primêre aanbieding vir die volgende paar weke. En ons bid vir almal se veiligheid en verantwoordelikheid. Wees tog versigtig. Dra jou masker, hou jou afstand, was jou hande. Liefde is soos liefde doen. Ons kniel voor die Here in aanbidding met lied 346. Kom ons sing saam. Here, ons is diep van U afhanklik, vir elke tree van die dag, vir elke asemteug. Ons bid, wees ons genadig. Amen. Jesaja 61 van vers 10 af. Ek verheug my grootliks in die Here, my hele wese juig oor my God, want hy het vir my klere van verlossing aangetrek, 'n mantel van geregtigheid het hy my omgehang. Asof ek 'n bruidegom is, soos 'n priester met 'n tulband, soos 'n bruid met haar versierings. Ja, soos die grond sy plante voortbring en 'n tuin sy saailinge laat uitspruit, so sal my Heer die Here geregtigheid en lof laat uitspruit voor al die nasies. Terwille van Sion sal ek nie swyg nie, terwille van Jerusalem nie rus nie, totdat haar geregtigheid deurbreek, soos 'n helder lig, haar verlossing brand, soos 'n fakkel. Nasies sal jou geregtigheid sien, en al die konings jou roem. Aan jou sal 'n nuwe naam gegee word, die mond van die Here self sal dit bepaal. Jy sal 'n suurlike erekroon wees in die hand van die Here, 'n kosbare koninklike hoofband in die handpalm van jou God. Mense sal nie meer vir jou sê, verlatene nie,
en vir jou land nie meer sê woesterny nie, maar jy sal genoem word, my vreugde is in haar, en jou land getroude, want die Here vind vreugde in jou, en jou land sal getroud wees. Ja, soos 'n jong man trou met 'n jong meisie. Sal jou kinders met jou trou, met die vreugde van 'n bruidegom oor sy bruid, sal jou God hom oor jou verheug. Tot sover die woord van die Here. 'n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Wat sal jy doen om jou goeie naam te behou? 'n Mens se naam loop jou mos vooruit. As jy 'n aansoek doen vir 'n werk, dan bel hulle jou referente, maar nie net jou referente nie, hulle bel ook ander mense wat hulle dink, hulle kan jou dalk ken. Want hulle wil by ander hoor wat hulle van jou dink en wat hulle van jou kan verwag. Die volk Israel het hulle goeie naam verloor. Waar hulle in die tyd van Salomo gerespekteerd was en mense vir hulle persente selfs uit skewe aangedra het, word hulle nou beskou as 'n verstote volk. Mense wat gespot word omdat God hulle verlaat het. Kyk nou maar na Jesaja 37 vers 4 of 54 vers 6 tot 8 of kyk Psalm 22 vers 1 of Jeremia 30 vers 17 of Klaagliedere 5 vers 20. Hulle was in ballingskap weggevoer. En toe hulle uiteindelik terugkeer, was daar omtrent niks oor van die dinge wat hulle opgebou het nie. Die derde deel van Jesaja, hoofstuk 56 tot die einde, is waarskynlik so 20 jaar na die ballingskap geskryf. Dis in hierdie tyd wat hulle probeer opbou, maar ook ontdek dat Jerusalem nie meer is wat hulle gedink het dit is nie. Die wonderlike is, dat in die gedeelte wat ons nou lees, God vir hulle 'n nuwe naam beloof, een wat hy self vir hulle sal gee. Mense verander tog nie. Hoe baie keer sê ons dit? Dis soos 'n refrein wat mense oor en oor sê wanneer iemand 'n groot fout gemaak het of juis ook wanneer hulle iemand wil aanstel of kyk na moontlike posisies, dan kyk hulle na jou verlede en dan dink hulle, nee, die persoon is sis of so, dit gaan nie werk nie. Die Ou Testamentikus, Catherine Doob Sackenfeld, het op 'n stadium gesê, dit is die mees ongelowige ding wat 'n mens kan sê, om te sê mense kan nie verander nie. Natuurlik kan mense verander, sy's reg, dis wat ons bekering noem. 'n Mens kan nie in God glo en nie glo mense kan verander nie. As jy nie geglo het jy self kan verander nie, waar sou jy wees? Natuurlik praat ons nie nou van mense se persoonlikhede nie, daai tipiese eienskappe van hulle nie. Nee, ons praat eerder van hulle gesindheid, hulle oortuigings, hulle waardes, hulle belange, hulle fokus. Daardie goed is op 'n manier meer kardinaal en meer direk tot wie ons is, as selfs ons persoonlikheid. En daardie dinge verander wel. Ons hou onsself so maklik gevange aan ons eie verlede. Ek dink baie keer die moeilikste mens om te vergewe is jouself. Die ou foute kom maar weer by jou op. En jy dink, as ek maar net nie. Ek wens ek het nie. Jy kan so maklik dink, omdat jy so hard is op jouself, dat as jy eers jou goeie naam verloor het, jy eintlik nie meer 'n toekoms het nie. Want mense gaan nog steeds so oor jou dink. Hulle gaan hoor by ander wat jy fout gedoen het. Maar God gee vir die verstote, gespotte Israel 'n nuwe naam. God gee vir hulle 'n nuwe toekoms. Dit is soos die metafoor wat hier gebruik word van 'n bruilof. Dis nie die bruid of die bruidegom of die priester wat die voorbereidings vir hierdie bruilof tref nie. Nee, dis God self. Dis God self wat die mantel van verlossing en geregtigheid vir hulle omhang.
Dis God wat 'n nuwe reputasie gee. Dis God self wat die bruid versier, of die gesag aan die priester gee, die tulband op sy of haar kop. Dit is die manier waarop God hierdie nuwe werklikheid bevestig. En raai, die nasies sal dit ook sien. Dieselfde nasies wat vir Israel so gespot het, sal dit sien. Ander mense sal ook besef, jy is tog nou anders. Voor die mense, voor die nasies maak God duidelik dat hy genadig is. Jy sien, God se plan vir Israel was nooit net Israel nie. Dit was altyd al die nasies, al die volke, al die tale wat voor hom moes buig en sê, Jesus Christus is Heer. Want ja, die nuwe naam wat God vir ons gegee het, is Christen, afgelei van Christus. En ek besef, daar's baie mense, ook in hierdie Kerstyd is ons besonder daarvan bewus, wat die naam Christen bloot beskou as 'n kulturele beskrywing van waar hulle vandaan kom. Dis eintlik 'n oortreding van die tweede gebod. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik misbruik nie, want dit is die gebruik van God se naam op so 'n manier dat dit leeg raak aan betekenis. Nee, ons naam kry ons uit ons geankerdheid en uit ons teenwoordigheid in Christus self. Ons behoort aan hom. Dit is ons identiteit. Dit is ons nuwe reputasie. Dit is die rede waarom ons 'n toekoms het. Ons is die teken dat God self, die mensgeworde woord Jesus Christus, teenwoordig is, nou hier, in hierdie wêreld. Amen. Here, laat ons so leef, as tekens van u teenwoordigheid. In moeilike tye wat ons nie weet hoe die toekoms lyk nie, dank ons hier dat ons weet, ons ewige toekoms is in u hande veilig. En ons bid dat u ons so sal verander, dat ons hele lewens daarvan getuig, dat dit nie maar net iets is waarna ons uitsien eendag nie, maar dat ons nou reeds hier wys dat ons in u teenwoordigheid leef. Verander ons, Here, verander ons deur u Gees om al meer gehoorsaam te wees. Ons kom pleit om u genade. Ons kom pleit om u genesing. Ons kom pleit, Here, dat u ons sal heel maak, sal restoreer en sal wys dat u ons God is. Ons smag daarna met 'n diep verlange. So saam met die skepping sug ons, dat u sal bekend maak wie u kinders is. Amen. Dit is voorwaar goeie nuus en 'n goeie tyding. Ons sing saam oor die goeie tyding, oor die blye tyding. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met julle bly en wees. Amen.